Goeiemôre, dis 8:00 die oggend Central Time hier op die 9de Maart hier in Middle Tennessee. Ek's Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koppel TV. En ons doen ons update vir die Iran-oorlog. So op die oomblik staan die dodetal van die Amerikaanse kant nou op 7, daar het nog een gesterf oornag. En nou, dis nog steeds van die oorspronklike aanval wat hulle gekry het op laasweek Saterdag. Toe hulle 'n ballistic missile in een van die US military bases ingeskiet het. En daar was 6 oorlede, 4 oorlede oorspronklik met 'n hele paar beseer. Die volgende dag het nog 2 van daai gesterf. En nou het ons nog een verloor. So ons staan nou op 7 soldate oorlede met 'n paar wat nog in die hospitaal is wat gewond was. Daarna het ons voort te gaan met strikes. Die strikes staan nou op meer as 3000 teikens wat vernietig is, sedert die dag 1 van die oorlog. En die Amerikaanse weermag en Israel staan nog steeds op teiken met wat die plan was vir die oorlog en om die objectives te bereik. Versekerde van die objectives is ons voor die teiken wat beplan is met die plan. So is dit al vinniger afgehandel, maar die ander is op plan. So daar's nie agterstand van enige objective nog op die oomblik nie. Die oorlog gaan aanhou tot die Iraniërs se capability om oorlog te maak heeltemal vernietig is. Met ander woorde, enige wapens, fabrieke wat wapens maak, wat militêre goed maak, en dan ook regering, leierskap, om hulle uit te haal en dan ook die actual weermag uit te haal. Ons weet, ons trek nou al goed, die vloot is nou afgemerk, hulle is van die map af nou, en die lugmag is afgemerk, hulle is af. Die grondmagte is nog daar, maar dis 'n ry onder hulle, dat nie eintlik leierskap nie. Dit is vir ons op daai ding trek. President Trump het weer eens gesê, daar's geen negotiation nie. Enigste negotiation is unconditional surrender van die Ayatollah se radical Muslim regime. Hulle het nou juis 'n nuwe Ayatollah, die 3de een nou aangestel, Ayatollah wat nou die dag dood is, 'n seun is. En hy's klaar gewond, volgens berigte. So hy sal klaar getref. Ek weet nie of hy gaan lank leef anyway nie, want hulle gaan hom teiken soos hulle sy pa geteken het, en soos hulle die tweede een geteken het, en hy's die derde een. So is nie 'n goeie job om te hê op die oomblik is die supreme leader van Iran, as jy 'n radical Muslim is nie. Reg nie 'n goeie job om te hê nie. Dan het die die minister van War, Mr. Hegseth, het gesê duidelik, ons is besig met hierdie oorlog en dit is nie 'n fair fight nie. Ons het nie 'n plan om 'n fair fight te hê nie, en dit is die regte manier. Mens maak nie oorlog om 'n fair fight te hê nie. Jy maak 'n oorlog om met oorweldigende mag te oorwin, en dis die plan. So, dan is daar nog 'n laaste vraag aan daai kant gewees, is die vraag kom kort op, van veral die media aan president Trump, gaan hy boots on the ground sit? Hy gaan definitief nie sy planne vir die media gee wat die planne is nie. Maar daar is 'n logiese plan vir klein magte so special forces om in te gaan, spesifiek om die nuclear sites wat getref is te gaan ingaan en te gaan opruim. Maak seker dat daar's nie fasiliteite nog steeds wat hulle kan herbou nie, en dan ook om die uranium en goed wat hulle het bymekaar te maak en te neutraliseer of uit te bring. So Iran se plan, deel van hierdie oorlog was, voor die oorlog begin het nog, hulle plan was baie logies, was oorweldigende retaliation as die Amerikaners en die Israels aanval, met al hulle duisende ballistic missiele en duisende drones, waar hulle plan was om 'n oorweldigende retaliation te doen, al die buurstate, veral die militêre basisse in die buurstate en op Israel se siviele populasie, om so skrikbewind te voer en miskien die Amerikaners en die Israelies tweede denke te gee of hulle moet aanval of nie. Maar ongelukkig het dit nie vir hulle gerealiseer nie, omdat daai eerste surprise trek op die eerste dag so baie van hulle missiele en drones uitgehaal het. Nou kan ons sien, nou op die dag, 'n week en 1 dag nou al van die oorlog begin het, die aanvalle wat Iran uitdoen op Israel en die siviele populasies rondom hulle is nou verminder met meer as 90% al. En van daai
is daar minder as 10% van daai missiele en drones wat deurkom en die teikens tref. So dis baie, hulle vermoë om te fight is al baie erg geëlimineer. Soos ons gesê het, hulle het nou vir 'n nuwe leier gekies, 'n derde ene, wat 'n leier is. Ons gaan nou sien hoe lank hou hy. Maar op die ou einde, hulle gaan nie 'n keuse hê nie as om te kom tot 'n punt om te gaan sê, okay, hierdie kan nie volgehou word nie. Kom ons begin onderhandel of kom ons gee oor. Ons moet sien wat se eerste ding wat kom. So dit is dan die berig vir vandag, die Iraanse oorlog. Ek is Monay Botha, Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV hier uit Central Tennessee uit. Baie dankie, geniet die dag.